Goeiedag en baie welkom by die 9 April 2023 se opstanningsfees. Ek kan nie glo dis al hierdie tyd van die jaar nie en dis seker een van ons grootste feeste vir ons as gelowiges, as Christene, om die opstanding van Jesus te vier. En ook daarmee saam vir vandag spesiaal ook ons eie opstanding. So voordat ons verder gaan, kom ons word stil en dan bid ons saam. Vader, dankie vir hierdie dag. Dankie dat ons so saam met die psalmis ook kan inval en sê dit is die dag wat die Here gemaak het, die dag wat Jesus opgestaan het, die dood oorwin het. En daarom het hy die angel vir ewig ook vir ons uitgehaal. Elkeen van ons wat glo in hom, het die ewige lewe. En dit is ook u belofte aan ons. Mag ons in hierdie dag dit juis vier en elke dag dit onthou, ook in die tye wat ons baie keer so gekonfronteer word met die bedreiging van die dood. Ons beperktheid, ons sterflikheid. Dankie dat ons hierdie oomblikke saam ook kan hê. Ons eer en prys u groot en heilige naam. Amen. Ons gaan 'n lied saam sing. Ek gaan 'n lied vir ons speel wat juis 'n getuienis en 'n bevestiging is van vandag. Die Heer het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Kyk, luister, sing ook saam net daar waar jy is. Ons gaan vandag 'n paar tonele besoek en natuurlik is dit ook tonele wat die waarheid vier van vandag, die groot fees, die opstanningsfees. Wie was eerste getuies van Jesus se opstanding? Nou ja, elkeen van die evangelies het 'n hoek waarna hulle kyk en ons eerste teks van ons gaan kyk kom uit Matteus 28 en daar waar Jesus dan aan die Marias verskyn. Kom ons gaan lees saam. Na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel af gekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue: "Julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek, en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê." Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang, maar baie bly. En hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle: "Moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien." Nou ek het al baie keer gewonder, hoe sou dit gewees het as ons hierdie nuus vandag sou moes kry, as hierdie gebeure vandag sou moes gebeur. Nou Ignited Media het 'n baie mooi oulike video hieroor gemaak. Dink jy hoe sal ons vandag reageer? Hoe sou die nuus oor Jesus se opstanding jou bereik? Waar sou jy gewees het? En sal jy ook opspring, God loof en prys voor hom neerval? Hoe sal jy reageer? 'n bietjie hierna. 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 'n bietjie hierna
内心不太对，生父超过了，来这样说。Wait, hang on. All the way back here. My car should be interesting because Hey，我真不敢相信这件事情发生了。 Dude, no way! I told you! You're not gonna believe what just happened. See, let me see. Long ago, this is what they felt like when it happened. And today, it's how we should feel too. Because what it meant for them, it means for us. Dink net hoe die eerste mense gereageer. Dink net hoe het mense reageer wat aan wie die nuus vertel was vooraf. Een van hulle was die disipel van die nag, Nikodemus. Jesus het hom in gesprek en hy probeer aan hom die dinge verduidelik wat in die tye gebeur, maar hy het op daardie oomblik ook nie verstaan nie. En dan sê Jesus vir hom seker die mees bekendste vers wat ons in die Bybel vind in hierdie gesprek in Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En dit is die nuus. Dis die nuus wat Jesus wou gehad het die mense moet besef en snap. Jesus wat sê, ek is die opstanding en die lewe. Selfs Martha en Maria, die broer, Lazarus se sissies, kon dit nie verstaan met hulle broer se begrafnis nie. En na die tyd toe Jesus laat kom vir hierdie begrafnis, kon hulle dit steeds nie begryp nie. En Jesus word nie net gekonfronteer met hierdie verlies en hierdie hartseer wat hulle het nie. Hy huil oor hulle hartseer, maar hy huil ook omdat die wêreld nie regtig verstaan dat dit 'n werklikheid is nie, dat hy die werklikheid is, dat hy die mag oor lewe en dood het. Kyk 'n bietjie wat gebeur terwyl hulle in gesprek is. Martha sê toe vir Jesus, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat God U alles sal gee wat U van hom vra. Jesus sê toe vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom, ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom, ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Dit word aan ons beloof. Lazarus sou weer sterf en weer opstaan. Maar Jesus is die eerste een wat sou opstaan vir ewig uit die dood. En vandag is ook 'n dag van herdenking. Tydens ons erediens gaan ons kersse aansteek. Oor die 200 kersse is gereed gemaak vir mense wat vandag ons erediens kom besoek. En ons gaan hulle geleentheid gee om hulle geliefdes se opstanding te vier wat ons vooruit gegaan het, maar ook hulle eie opstanding. Vandag is nie 'n dag van konfrontering oor hoe ons dink oor dood en verlies nie, maar vandag is 'n fees om te weet, die dood is klaar gekonfronteer, die dood is oorwin in dit wat Jesus kom doen het in sy opstanding. En daarom vier ons ook ons eie opstanding, want dit is Jesus se belofte, elkeen wat in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe, want hy is die opstanding en die lewe. Steek vandag 'n kers aan in jou huis. Steek 'n paar kersse aan in jou huis. En terwyl jy dit doen, gedenk en glo dat ons Here Jesus die opstanding en die lewe is. Vier daarmee jou geliefdes wat
alreeds opgestaan het. En ook jou eie opstanding, omdat jy werklik vashou aan hierdie belofte en toelaat dat die God van hierdie belofte jou vashou. Ons volgende aksie wat ons vandag neem, behalwe net die aansteek van kersse om hierdie opstandingswaarheid te vier, is ook om ons geloof te bely. Kyk na die volgende stukkie. Kyk na hoe mense dit uitspreek en mense van alle ouderdomsgroepe, mense van alle etniese groepe. Kom ons bely saam met hulle ook vandag ons geloof in die opgestane Here. Ek glo. Ek glo, Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, Ons Here, Ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, En wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. van waar hy sal kom om te oordeel. die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. ek glo aan die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, Die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, ons te vrees En 'n ewige lewe. Amen. 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 Kom ons bid saam. Here, dankie. Dankie dat ons geloof kan bely in U. Dankie dat ons kan weet, ons is nie alleen nie. U het ons nie alleen gelos nie. U het die Gees gestuur om steeds hierdie waarheid aan ons te bevestig. Dit deur ons uit te roep en dit in ons uit te roep. Maar dankie ook dat ons dit vandag aan mekaar kan aangee. Miskien met 'n aksie van 'n kers as aansteek wat U as die ware lig vier. Miskien net 'n oproep van bemoediging om vandag vir mense wat dalk stikkend is en hulle eie verlies te bemoedig met troos dat Here Jesus U die weg, die waarheid en die lewe is. Die ewige opstanding self is. Dankie vir U oorwinning. Dankie dat U vir ons die dood kom oorwin het. Help ons dan, Here, asseblief deur die Gees om elke dag vir U te lewe. Dankie Vader dat U in die grootheid en in die almag juis 'n groter plan kom maak het as wat die stikkend wees van hierdie wêreld kan kom verongeluk het. Hou ons vas met hierdie waarheid en help ons om elke dag 'n dag te maak van 'n opstandingsfees. Help ons om elke dag in gehoorsaamheid 'n dankbare offer te wees tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Ek weet dis vandag dalk 'n verkorte weergawe van wat ons in ons erediens beleef, maar daar gaan ons baie sing, daar gaan baie ander aktiwiteite wees. En ja, so mag U verder in hierdie dag regtig net die waarheid van Paasfees elke oomblik herdenk. Nie net daaraan dink nie, maar vertel en aangee, net soos ons op Kersdag vir mense boodskappe stuur en sê geseënde Kersfees. Mag ons vandag die waarheid van Christus se opstanding en oorwinning ook vir mekaar aangee. Stuur die boodskappe uit. Sê vir mense geseënde Paasfees, geseënde opstandingsfees, want ons Here leef. En dit is 'n werklikheid. Want die Here sal jou ook seën en jou beskerm waar jy ook al gaan. Die Here sal met vriendelikheid na jou kyk. Die Here sal jou gebede verhoor en jou sy vrede, sy troos, sy kalmte gee, omdat hy die oorwinnaar oor die dood is. Amen. 'n lekker dag en 'n lekker week vir elkeen.